baie welkom in die huis van die Here. Ons herinner julle net daaraan dat die diens opgeneem word. Baie welkom ook aan al die mense van Herberg aan See. Ons hoop julle is lekker warm aangetrek. Ja, onthou daar is kersse hiervoor as julle iets 'n kersie wil aansteek om iemand te herinner of aan hulle te dink. En daar is ook blomme as julle voel julle wil vir iemand 'n blommetjie gaan gee wat swaar kry. Of sommer vir jouself, bederf jouself ook maar, dink ek, as daar blommetjies is daar in die voorportaal. Goed, onthou asseblief om julle selfone op silent te sit. As julle soos ek is, vergeet julle. Asseblief sit dit af. Ons eerste lied is lied 519. Ek dink kom ons probeer bietjie vandag sonder dat ek aankondig die liedere sing. Kyk of dit werk. Dan hoef ek nie elke keer met julle te praat en dan sing ons net tot eer van die Here. Lenet, is dit reg so? Okay. Is
die dinge reël nie. Hulle het gedink ons moet nuwe liedjies leer. So nou is die reëling, elke maand kry ons 'n nuwe lied en dan moet ons dit elke week sing. So hier is ons nuwe liedjie wat julle nou moet leer, hoor. Hartlike goeiemôre en welkom hier waar ons saam in die teenwoordigheid van God drie-enig hom ontmoet. Wat 'n heerlike voorreg. Kom ons vier dit ook met 'n paar lekkers soos wat dit die gebruik is. Sal dit ingewillig om vir my daarmee behulpsaam te wees. So kom ons begin by die wat verjaar. Enige verjaarsdae in hierdie week wat verby is of wat kom. Daar is 'n hand, Charlotte. Daar's 'n paar hande bymekaar. Nou, vir die wat verjaar, wil ek graag 'n kersie aansteek. Want dit is nie so vanselfsprekend dat ons leef nie. En daarom is ons saam met julle wat verjaar dankbaar teenoor die Here vir lewe, vir krag en gesondheid, dat ons dit kan vier. Die kersie brand net bietjie flouerig. Ek wil 'n ander een aansteek wat bietjie helderder brand, sodat julle ook julle lig gaan helder wat skyn. Die wat die huweliksherdenkings dalk in die afgelope week of week wat kom vier, nie huweliksherdenking nie. Ag, hier is, ja, ons gaan nou by julle uitkom. Hartlik geluk vir die wat nou 'n hand opgesteek het wat verjaar, maar ook vir julle wat hulle huweliksherdenking het. Charlotte, hier is ook twee. Hier is 'n hele paar. Nou vir julle steek ek ook 'n kers aan, om daarmee te sê ons is saam met julle dankbaar dat ons dit ook op die wyse saam met julle as gemeente kan vier, dat julle nog as lewensmaats ook mekaar het. Want as 'n mens dink daaraan dat jy nog jou lewensmaat het, is dit 'n groot voorreg. Ek wil juist nou op die kansel die name kry van mense wat ook in die afgelope tyd hartseer beleef het. Charlotte, jy's nog nie klaar. Jy's nog nie klaar met die lekker. Nee, jy gaan nog 'n rukkie lank in my diens wees. Maar jy het Goosen se
vader is oorlede van Frans Kraal. Is hy hier in die diens vanoggend dalk? Maar ons meegevoel aan julle as familie, maar dan is intussen tyd wat in die hospitaal was, Goos en Leroux van Frans Kraal is toe nou ook oorlede. En daarom geld hierdie kers wat ons aangesteek het vir hulle wat nog 'n lewensmaat het, dat ons die lewe kan vier, ook vir die wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Kom ons dink ook aan hulle in ons voorbidding. En dan die wat hulle doopdatum kan onthou die afgelope week of die week wat kom. Doopherdenkings, nie doopherdenking nie. Nou vir die wat gehospitaliseer word, Tersia Bekes van Frans Kraal, Wenna Vermeulen ook van Frans Kraal en Herma Eis van de Kelders. Ons wil graag aan hulle ook dink in ons voorbidding en daarom gaan ek vir hulle ook 'n kers aansteek dat ons aan hulle dink wat siek is, maar nie net aan hulle nie, ook ander name wat ons nou nie noodwendig van bewus is nie. Dankie Charlotte, dit lyk vir my is al wat nou lekkertjies gaan nodig hê. Dankie vir jou hoor. Maar ook Herberg aan See wat ons weet jare geklim het en die krag en genade van die Here nodig het. En elkeen wat gaan deur beproewing, het sy mediese toetse wat nog vir 'n mens laat wonder wat gaan die uitslag wees of behandeling of operasie wat wag. Mag julle ook beleef dat ons vir julle aan die Here opdra en dat dit vir julle 'n pad is wat hy saam met julle stap. Hier is nuwe lidmate ook, Charles en Annelien Jacobs van die Tyger gemeente, wat in die Kelders is, 11 is hulle dalk vanoggend hier, en dan Carl en Yuri Kwas, hulle is van die gereformeerde gemeente in Potchefstroom Oos, hierso nie, het hulle verskoning gemaak, dit is daar in voor. Het ek hulle oorgeslaan. Ekskuus, is julle Charles en Annelien Jacobs? Ons wil vir julle sê baie welkom. Nou het ek nou ek gaan vir julle dit lekker kry. So baie hartlik welkom in ons gemeente. Mag julle werklik waar ook tuis voel soos ons ander hier is. En dan Monique Visser. Die dalk hier, en Monique, lyk my, en het is Gian Visser, een is van Kraaifontein, en ander van Klein Willem, maar ek aanvaar dat daar dalk 'n verbandskap is, want Frans Kraal blok D, dus hulle is nie vanoggend hier nie, hulle mis nou hulle lekker vanoggend dan, so, maar ons sal vir julle ook 'n kers aansteek, sodat julle kan weet, dat ons bid vir julle ook, dat julle mag tuis wees, ingeskakel wees, julle lig ook helder mag brand. En mense, daar is soveel mense in nood, ook kinders van die Here wat sy naam aanroep, veral nie net in ons land met sy geweld nie, maar ook wêreldwyd waar daar soveel gewelddadigheid is met die oorloë en krisisse. Ek weet van een spesifieke sendeling wat daar in Tel Aviv op die oomblik is, wat in Oekraïne sendingwerk doen, wat daar is as gevolg van die feit dat sy haar dogter moet bystaan en die kankerbehandeling kan net daar gegee word. Monique Potgieter, as ek haar naam reg het. En kom ons dink aan sendelinge, kinders van die Here, en mense wat net die Here se naam aanroep vir genade in hierdie wêreld waarin ons bevind. Dat die Here mag gee, dat elkeen wat hom aanroep, hom sal vind. Ook hulle wat hom nie ken nie, dat hulle hom mag vind. En daarom wil ek hierdie groot kers aansteek, om daarmee te sê vir julle as gemeente, so seker as wat hierdie kers brand, julle twyfel nie daaraan nie, julle sien dit. So seker, beloof hy, na sy opstanding was dit sy woord, onthou ek is by julle, al die dag, tot die volleinding. Hy is hier teenwoordig. En laat ons ook vanoggend dan in hierdie ontmoeting met hom ons werklik hierop gaan instel.
Ek wil vra dat julle gedagtes saam met my sal rig, sal fokus en sal bewus word van die feit dat hy hier is. Kom ons gebruik hierdie stilte, 'n paar oomblikke van stilte om bewuslik te konsentreer in ons gedagtes op hierdie waarheid, dat hy by my is en dat hy in my woon. En daarna gaan ons bidend, terwyl ons bly sit, gaan ons bidend ons gebed voortsit met lied 159, die eerste vers. Liewe gemeente, as votum, 'n verklaring wat ons sopas gesing het dat hy hier teenwoordig is, wil ek graag 'n skrifgedeelte uit Jesaja, waar hy 'n visioen gesien het van die Here, aan julle voorhou. Maar ek wil vra dat terwyl ek hierdie gedeelte uit Jesaja 6 vers 1 tot 3 lees, wil ek jou vriendelik vra om jou oë saam met my te gaan sluit. En dat ons die Heilige Gees, wat in ons woon en by ons teenwoordig is, gaan vertrou, om vir ons te help, om hierdie visioen visueel vir ons voor te stel in ons gedagtes. Kom ons sien dit in ons gedagtes, wat Jesaja beleef het, en direk daarna, sonder dat ek dit weer aankondig, as deel van hierdie votum, terwyl ons so bly sit, gaan ons die woorde van lied 171, die eerste vers sing. Kom ons sluit nou ons oë, en kom ons stel ons in ons gedagtes voor, wat Jesaja gesien het. Ek het die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit. Die onderste soem van sy kleed het die hele tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. En die serafs het mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.
almagtige God, wat liefde is soos dit hier op die kansel staan, wil jou omhels met sy liefde in Jesus. Hy wil hierdie kerkgebou vul en ons elkeen deur die kragtige werk van sy Heilige Gees as sy tempel. Mag sy Heilige Gees ons in staat stel om sy heilige teenwoordigheid te beleef. Die vraag is, waarom is dit dat ons dikwels so sukkel om hierdie wonderlike teenwoordigheid van God bewustelik te beleef? Diezelfde profeet Jesaja in sy profesie in hoofstuk 59 vers 1 en 2 gee vir ons 'n deel van hierdie antwoord. Die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister nie. Geliefdes, die waarheid is, God se arm is nie te kort, sy oor nie te doof nie, wat beteken, hy is en bly getrou, hy is hier teenwoordig. Maar die hartseer is, daar's iets wat dit kan verhinder, dat ons dit beleef. Iets wat ons verhouding met hom kom saboteer. Iets wat hierdie ontmoeting met hom belemmer. Iets wat skeiding veroorsaak tussen my en hom. Wat kan dit wees? Mag die Heilige Gees vir jou en vir my elkeen bewus maak van wat dit in ons eie persoonlike lewe is, wat dit kom belemmer, wat skeiding bring tussen my en God drie-enig. Kom ons vertrou hom dat die Heilige Gees vir jou en vir my gaan help om dit te identifiseer, net hier waar ons nou is. Hoor u in u gedagtes wat sy Gees vir jou wil bewus maak van? Kom ons kry dit uit die pad deur sy genade. Dis waarvoor Jesus gekom het, om sy bloed aan die kruis, sy lewe te gee, sodat alles wat ons van hom skei, weggeneem kan word. Kom ons bely dit met die lied 159 se woorde in vers 2, waar ons bid, Here, gee ons vrede. Met ander woorde, bring ons weer in harmonie met U. Juis vanoggend. Die woorde sê, wees genadig, wil vergewe. En dan ook die woorde van lied 3 waar ons sê, ons almal buig voor hom wat lewe. En uit hierdie stof kan ons weer vir hom lof bring. Kom ons sing dit staande. Lied 159, die tweede en die derde vers as 'n belydenis. Ons
ons buig voor hom in gebed. Here, God van vrede, hoor ook asseblief elkeen van ons gebede. Ons kom buig in hierdie erediens voor U, op U troon, wat uittroon bo die ganse heelal. Ons as nietige klein mensies raak bewus van U ontzagwekkende grootheid. U vul die heelal met U alomteenwoordigheid. U vul die hele hemelruim met so ontelbare sterrestelsels. U is met ligglans en heerlikheid omhul. En daarom is ons hier om U te aanbid op U troon. Wat is ons as mens dat U aan ons dink? Maar tog dink U aan ons elkeen wat op hierdie oomblik in U teenwoordigheid is en dit soekend, bewustelik wil beleef. Kom neem asseblief beheer van ons gedagtes en ons emosie en ons hele menswees. Al ons planne, alles wat pla, kom maak ons rustig, dat ons U teenwoordigheid in ons en by ons kan beleef. Kom neem daardie kommer en angs oor mediese toetse en behandeling en operasies, kom neem dit en maak dit stil. Kom neem my hartseer en verlange na geliefde wat nie meer hier saam met my kan wees nie. Kom gee vir my berusting en vrede en maak my rustig en ontvanklik vir U teenwoordigheid wat my wil vertroos. Hemelse Vader, kom versterk elkeen van ons as U kinders hier in hierdie gemeente en ook in die gemeenskap en in ons land en in ons stikkende, geweldgevulde wêreld. Kom vul dit met U genade en U liefde en U heling en U daar wees in nood. U wat vir ons ken, elkeen op ons naam, van oud tot jonk. Ja, ons bid vir ons jong mense, ons bid vir ons jeug, ook in hierdie tye waarin hulle 'n toekomspad moet loop, waar hulle dit moet vind. Ons dink in besonder ook in hierdie tyd aan ons matrikulante met hulle eksamen wat hulle skryf. En elkeen van ons jong mense wat hulle drome wil droom en laat waarheid word. Ons kom bring hulle aan U, Here, soos die kersse wat brand. Al hierdie sake. Ja, U ken ons drome en verwagtinge wat ons in U stel ook vir ons eie toekoms, vir ons pad. U is ons enigste toevlug en hoop en antwoord in hierdie tyd waarin ons leef, in hierdie land waarin ons ons bevind. Dankie dat ons nou die heerlike voorreg kan hê om in U teenwoordigheid te kan as 'n ware kom ontspan en die stem van U Gees in ons binneste te kan hoor. Praat, Here. Praat met my. Ons luister. Amen. Hoor die woord van die Here. 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18. Die opskrif wat ons vind daar in die 1983 vertaling is 'n innerlike, daaglikse innerlike houding. En dan noem hy 3 houdings. In die 16de vers is dit 'n blymoedige houding. En in die 17de vers 'n biddende houding. En in die 18de vers 'n dankbare houding. Wees altyd bly, sê vers 16. Bid gedurig. Wees
in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Ons fokus op vers 17. Ons fokus vanoggend daarop as ons daaglikse innerlike houding wat ons wil inneem. Om geduldig te bid. Om te bid sonder ophou. Onophoudelik te bid. Om elke oomblik van my lewe te bid. 'n Mens wil amper waag om te vra, is dit moontlik? Maar ek wil hierdie vraag beantwoord deur te probeer verstaan wat is gebed. En ek sê probeer, want jy moet saam met my die Heilige Gees vertrou om vir ons te help dat ons in hierdie ontmoeting wat ons die oomblik ons in bevind met hom te kan verstaan wat dit beteken om onophoudelik te bid. In die eerste plek, gebed is die hartklop van my geestelike lewe. Dit is soos asemhaling. As ek en jy sou ophou asemhaal, sal my hart uiteindelik gaan staan en ek gaan sterf. As ek ophou bid, sal ek geestelik kwyn en geestelik sterf. So belangrik is gebed. Vir ons geestelike lewe is dit noodsaaklik, lewensnoodsaaklik, want andersins is my geestelike lewe dood sonder gebed. Daarom al voortdurend asem. Bid gedurig sonder ophou, met ander woorde, toe oë of oop oë, op my knieë of op my voete, met geboë hoof of waar ek besig is, soos wat ek op hierdie oomblik besig is, doen ek dit bidend. Vra ek die Here om my te help as liturg in hierdie ontmoeting wat ek begelei tussen hom en ons, dat dit mag plaasvind, want dit is goddelike werk. Dit is nie 'n mens se werk nie. Dit gaan nie oor die prediker wat op die kansel staan en dit gaan oor hom wat ons moet ontmoet. Na wie ons moet luister. En daarom net so ook as ons kerkraaslede vanoggend gaan bevestig, dan moet hulle onophoudelik bid, en beteken dit nie net vir hulle wat bevestig word, maar vir al ons kerkraad, vir al ons leiers, vir al ons hele gemeente, dat wat ons ook al gaan doen in sy naam, dat ons dit bidend doen. Want oral waar ek en jy kom of gaan, is ons in hierdie suurstof lugruim gevul rondom ons. Ons kan net asemhaal. Dis onsigbaar, maar is lewensnoodsaaklik. En ek neem dit in sodat ek my longe kan vul met hierdie suurstof waaruit ek kan voluit leef. En my neus is die manier waarop ek hierdie suurstof inadem, hierdie lewensnoodsaaklike onsigbare lugruim rondom my, soos gebed, die aanrakingspunt, die manier waarop dit geestelik ook gebeur. Oral waar ek en jy kom en gaan, beweeg ons in God se alomteenwoordigheid. Onsigbaar, maar lewensnoodsaaklik. Want soos Handelinge 17 vers 28 ook sê, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Gebed is die manier waarop ek myself aan hom oorgee en hom vertrou,
waarby as 'n ware sy lewensasem in my kom blaas deur die werk van sy Gees, dat ek hom voluit kan dien, en myself nie daartoe in staat nie. Gebed is die manier waarop my lewe kom vul deur die heerskappy van sy Gees, waar ek myself aan hom toevertrou. So voortdurende gebed, geliefdes, is om geestelik aan te hou asemhaal, sodat ek voluit vir hom kan leef. In die tweede plek, gebed is die skakelpunt met ons hemelse kragbron. Dis soos met elektrisiteit. Hierdie kerkgebou het toegang tot die munisipale kragnetwerk. Maar hierdie elektriese stroom moet uitkom by hierdie ligte wat brand, en by hierdie staanlampie hier op die kansel, moet hierdie kabel wat hierdie elektriese stroom bring, wat onsigbaar is, sigbaar word in hierdie liggie wat moet brand. En die skakelpunt vir hierdie liggie en hierdie stroom wat uit hierdie kragnetwerk van Eskom kom, ontmoet mekaar in hierdie skakelpunt, hierdie skakelaartjie. En hierdie kragtige elektriese stroom begin effektief werk deur hierdie liggie. Dis as ware asof al hierdie elektrisiteit nou hier uitkom. 'n Gebed is ook hierdie heilige raakpunt, hierdie heilige skakelpunt in ons geestelike lewe. Ons almal in hierdie kerkgebou het ook toegang tot hierdie hemelse kragbron. Hierdie onsigbare werklikheid met sy almag. Wat 'n wonderlike voorreg. Wanneer ons bid, is dit hierdie heilige skakeling, hierdie ontmoeting hier binne wat plaasvind ook in ons geestelike lewe. Tussen ons as nietige stofdeeltjies en hierdie almagtige skepper van die heelal. Hierdie onsigbare grootte God wat vir jou en vir my as klein wesentjie kom bemagtig, kom bekragtig, kom inspireer. Ja, hierdie heilige skakeling of ontmoeting tussen my kleine liggie en hierdie grootste, sterkste, betroubaarste kragbron in die heelal. Voortdurend gebed om aangeskakel te bly en nie net by geleentheid aan te wees, maar aanhoudend, sodat my lig kan skyn en hom verheerlik, sodat my gedagtes, my woorde, my optrede as ware van hom afkom. Want as ek dit net op my eie gaan doen, sonder 'n innerlike gebedshouding, dan is dit net my eie gedagtes, of my eie woorde, of my eie optrede. Ons kry wel liggies wat so vir 'n rukkie op hulle eie ook kan brand, maar dan raak hy flou, en dan verdoof hy heeltemal. Ons kan nie op ons eie nie. 'n Wingerdstok wat nie in my bly nie, kan nie vrugte dra nie, het Jesus gesê, en so is dit ook waar as ons nie in die kragbron bly nie. Geliefdes, aan die derde plek is gebed hierdie onsigbare ontmoeting hier binne met God in ons geestelike lewe, as ek die beeld toepas. Dit is soos 'n onsigbare binnekamer. 'n Binnekamer hier binne, in my binneste, hier waar my emosies is, hier waar my gedagtes is, hier waar ek met myself in gesprek is. Hier in my onsigbare binnekamer is dit waar twee harte mekaar ontmoet. My hemelse Vader met my as sy kind. Dit is waar my gees intiem saamkuier met God se gees wat in my woon. My gees
in 'n intieme verbondenheid met God die Heilige Gees. Dit is hier in my binneste waar my siel innerlik gesels met God Drie-enig. Met hom my Vader, met hom my Here Jesus, met hom my Here Heilige Gees wanneer ek bid. My geliefdes, onthou dat hy is eintlik nader aan jou en my as ons eie gedagtes. Ek wil die beeld gebruik om te sê, as iemand daar ver is, dan moet ek skreeu, sodat hy my kan hoor as ek hom wil roep. Maar as hy nader is, soos wat ons hier is, dan kan ons net praat, en ons hoor mekaar. Dan is hy nog nader. Maar as ek iemand se aanraking voel, dan is die nabyheid so intiem dat ek net kan fluister. En die ander een sal hoor. Dis die naaste wat 'n mens aan my kan kom. Maar ek self kan nog nader aan myself kom, want ek kan net dink, en u weet nie wat ek dink nie, maar ek weet, so naby is ek aan myself, my eie gedagtes. Maar God is nog nader. Hy weet alreeds wat ek gaan dink. Dis wat daar staan in Psalm 139, Here, u sien dwars deur my, u ken my. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. So naby is hy. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of u, Here, weet wat dit gaan wees. Besef u hoe naby aan my en jou is hy? Ja, hierdie onsigbare binnekamer waarin alles in my hele wese met oorgawe net tot stilstand kom stil raak in 'n verwagting dat ek hom sal hoor. Die onhoorbare stem. Dat ek na sy gees kan luister wat in my woon, soos wat ek my eie gedagtes ook kan hoor. Dan word gebed heilige grond. Net soos Moses in sy ontmoeting met God. Ook soos nou waar ons in hierdie erediens op heilige grond is. Hier in die kerk en ook daar by Herberg aan See. 'n Ontmoeting waar God se hemelse heerlikheid my aardse gebrokenheid kom verander en vernuwe en kom heel maak in Jesus. 'n Ontmoeting waar my hemelse Vader my as sy kind kom omhels en kom versorg, kom vertroos, kom wysheid gee hoe om te leef. Raad gee deur sy woord, waar hy met my praat. 'n Ontmoeting waar hy die antwoord word vir al my vrae, vir al my onsekerheid, vir al my vrese, vir al my worsteling, vir al my kommer en vir my vrede kom gee. 'n Nuwe perspektief kom gee. 'n Ontmoeting waar hy die vervulling word van my verwagtinge wat ek van hom koester. Omdat hy die enigste een is wat vir my ken en die beste vir my wil. 'n Ontmoeting waar sy gees se kragtige werking my innerlik kan versterk, sodat ek lig kan wees vir hom. Wanneer iemand vir jou, vir my sien bid, dan sien hulle eintlik hierdie intieme ontmoeting hier in my binneste, hier binne, tussen hierdie onsigbare God en my onsigbare siel. Hierdie innerlike houding word juis in Jakobus 4 vers 8 beskryf as nader tot God en hy sal tot julle nader. En nader tot God beteken dat dit niks te doen met afstand nie. Want hy is altyd by ons teenwoordig, voortdurend. Nee, dit is ek wat net bewus moet word van hy's by my en in my. Ek moet doelbewus op hom ingestel word deur my gedagtes en my hartsgesindheid en my verlange na hom.
Soos wat Psalm 105 vers 4 dit dan ook sê, ek moet sy teenwoordigheid soek. Daar staan, soek hulp en beskerming by die Here, soek gedurig sy teenwoordigheid. Hierdie innerlike houding vereis dat as ek wil fokus op hom en bewus word van hom in my binneste, dat ek ook 'n sigbare binnekamer moet hê. Trouwens, dit is wat Jesus se aanbeveling is daar in Matteus 6 vers 6. As jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Gaan na jou kamer toe. Die kamer in die Griekse woord wat gebruik word in Maion, verwys jy eintlik na 'n stoorkamer, 'n pakkamer. 'n tipe spens in daardie tyd as jy wil. En dit was gewoonlik die vertrek in die middel van die huis. Geen vensters na buite nie. Dit was ook die enigste vertrek in die huis waarvan die deur kon sluit. Vir goeie rede, nee, as daar 'n pakkamer is. Maar wat interessant is dat dieselfde profeet Jesaja wat ons nou vanoggend ook telkens na verwys het in Jesaja 26 vers 20 sê, dit is 'n veilige skuilplek. Dis 'n wegkruipplek teen die vyande. En wat 'n wonderlike beeld is dit eintlik dat wanneer ek in hierdie binnekamer, hierdie plek waar ek alleen kan wees met my Here, vir my 'n toevlug is, 'n skuilplek is. Wanneer die aanslae van die lewe vir my net te veel word. 'n Plek waar ek privaat kan wees, waar ek in afsondering kan wees, weg van mense of dinge wat my kan pla. Want Jesus se aanbeveling beklemtoon juist dit, dat ons so 'n plek moet hê. Al is dit 'n hoekie van 'n tuin of waar ook al in jou huis of ergens, waar ek spesiale tyd met hom kan hê. Dat ek nader tot hom, dis vir Jesus belangrik. Daarom sê moet daar so 'n plek wees vir jou. Waar jy hom soek, sy teenwoordigheid. Wat beteken sonder verdeelde aandag, waar ander dinge my onderbreek. 'n Ontmoeting wat persoonlik is, intiem is. Geliefdes, ek sluit af met die 4de waarheid wat gebed is. En dit verduidelik vir ons eintlik dit nou nog verder van bid gedurig. Dit beteken dit is 'n leefwyse. 'n Leefwyse onder sy seënende hand. Hierdie sigbare binnekamer is nie waar dit eindig nie. Net so min as wat 'n huweliksverhouding net gaan oor die binnekamer lewe waar dit privaat en afgesonder en intiem en hartsgeheime gedeel word en tyd met mekaar deurgebring word, gaan dit oor die oomblik dat jy daar uitbeweeg. Gaan dit oor meer as dit. Dit gaan wanneer ek die lewe instap. Stralend, soos wat ons teksverse sê, met blymoedigheid, met dankbaarheid. Omdat ek 'n ontmoeting het voortdurend met my Here. Die psalmdigter daar in Psalm 19 beskryf die natuur en dan beskryf hy die son. Hy sê, as hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. Mag ons so wees. Wanneer ons in ons binneste onsigbaar, maar ook in die sigbare binneste waar ons tyd met hom het. Hierdie is ook ons binnekamer, ons sigbare binnekamer. Hierdie kerkgebou of daar by Herberg gaan see in die sitkamer. Dat ek en jy kan weet, ek is onder sy seënende hand, want dis wat Jesus beloof as hy sê dat gaan in jou kamer. Hy sê in Matteus 6, jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Die 1953 vertaling sê, hy sal jou nie openbaar beloon vir geld. So hierdie intieme gebedsontmoetings met die Vader bring vir my 'n ander gesindheid dat ek sy seën beleef. Ek kan gaan van krag tot krag. Nie na vreesagtigheid of twyfel of moedeloosheid nie. Want hy gee vir my die resultaat en die vrug waarop ek wag, wat ek van hom verwag.
Hy bepaal die uitkoms van hierdie verwagting in my lewe waarvoor ek hom vertrou. Dit word 'n leefwyse onder sy seënende hand. So vanuit hierdie binnekamer ontmoeting kan ek as 'n ware my gebed al geselsende met die Here gaan voortsit. Saam met hom. Tree vir tree. As hy net op die orgel speel, is hy dit bidend besig. As hy hier instap in die kerkgebou en hierdie erediens ontmoeting, is dit bidend. As hy hier uitstap, is dit bidend. As u werk as kerkraadslid gaan doen, is dit bidend. As u en ek in ons alledaagse lewe dit doen, is dit voortdurend 'n leefwys saam met ons hemelse vriend. Soos Henog. In Genesis 5 vers 24 staan daar, Henog het met God gewandel. Die ou vertaling. 83 vertaling sê hy het naby God geleef. Of soos Abraham in Jakobus 2 vers 23, hy is 'n vriend van God genoem. Of soos Moses, Eksodus 33 vers 1, die Here het direk met Moses gepraat, hoor bietjie, soos 'n man met sy vriend. Of soos Jesus en sy volgelinge, Johannes 15 vers 15, ek noem julle vriende. Hoekom? Omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, waar ek by my Vader in sy binnekamer was in die hemelse heerlikheid, het ek met julle kom deel, aan julle bekend gemaak, hier in ons binne vertrek. En nou moet julle uitgaan en vrug dra. Voortdurende gebed is om soos twee vriende saam te stap onder sy seënende hand. 'n lewenslange intieme verbondenheid wat my inspireer, wat my dag ook laat breek, soos die son wat stralend begin om sy baan te volg, ja, soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. Amen. Vanoggend bevestig ons 4 kerkraadslede en ek bevestig hulle as gebedsvolgelinge van Jesus. Hoekom sê ek gebedsvolgelinge? Wel, dis wat in die bulletin gestaan het verlede Sondag. In verlede Sondag se bulletin, ek weet nie of jy dit raak gelees het nie, waar daar verwys word na die roeping om as kerkraad te dien, het daar gestaan, die kerk het nie mense nodig wat maar net ja sê nie. Ons het geroepe, toegewyde, gebedsvolgelinge van Jesus nodig, wat met geloof en verantwoordelikheid sy help dra aan God se werk onder ons. Gebedsvolgelinge van Jesus. Nou vanoggend bevestig ek 4 sulke gebedsvolgelinge van Jesus. God het van die begin af mense geroep en in diens gestel om sy koninkryk uit te bou. En net so het Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. En sy woorde aan sy disippels bevestig dit, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En diegene wat hy roep word deur die Heilige Gees met gawes toegerus, sodat hulle dienswerk kan doen en die gemeente kan opbou, sodat elke gelowige sy of haar funksie kan vervul. En aangesien daar geen beswaar teen die volgende persone se verkiesing tot die kerkraad ingebring is nie, wil ons hulle graag dan nou ook bevestig. Ek vra dan dat die volgende na vore gaan kom, ten einde dan op die vraag te antwoord dat jy die amp aanvaar. Vir Daan Kramer, hy is vir Kleinbaai wijk 1. Staan maar net hier voor, dankie Dan. En dan ook vir Chris en sy vrou Marita Meyer. Hulle is albei ook dan daar in Kleinbaai wijk 4. Hy as ouderling en sy as diaken. En dan ook vir Dion Nodee, vir Gansbaai wyke 1 en 3. Welkom vir jou Dion
en ook vir jou Chris en Marita en Dan. Wat die ampt van ouderling betref, moet julle weet dat die opbou en geestelike versorging van die gemeente aan julle toevertrou is. Dit sluit sake soos huisbesoek, siekebesoek, lering en toerusting, pastorale versorging en die leiding van kleingroep byeenkomste in. Indien julle die gawe van lering ontvang het, moet julle ook die toerusting van die dooplidmate as deel van julle verantwoordelikheid neem. Behalwe die versorging en toerusting funksies, neem julle ook verantwoordelikheid vir die regering van die gemeente. En dit beteken dat julle die gemeente duidelik moet lei in gehoorsaamheid aan die Bybel en die belydenisskrifte van die kerk. Die leiding wat julle moet gee, sluit ook waar nodig die kerklike tug in. Dit is 'n groot taak wat julle as ouderlinge het en daarom hou aan asemhaal om te kan jou liggie laat brand. En juist in aansluiting by die liggie wat brand, 'n gemeente is natuurlik nie net na binne gerig nie, maar het ook die verantwoordelikheid om God se koninkryk uit te brei. Die ouderlinge moet dus help toesien dat die laaste opdrag van Jesus gehoorsaam word. Rita, nou kom ons by die ampt van die diaken. Die versorging van die minder bevoorregtes word aan jou toevertrou, maar ook aan julle die res van die kerkraad van diakens. Dit beteken dat julle die middele wat daarvoor nodig is moet insamel en bestee. En deur die insameling en bestuur van die offers werk julle mee aan die goeie funksionering van die gemeente. Waar die gawes gegee word, moet die woord van God ook gebring word. Die dienswerk van die diaken vind sy karakter in navolging van die Here Jesus self. Hy was die diensknegt by uitnemendheid. In dieselfde gees moet julle ook julle ampt vervul en so 'n voorbeeld stel van onselfsugtige diens. Julle moet ook lidmate deur julle voorbeeld inspireer om mekaar se laste te dra. Julle jy verrig ook ander dienste in die kerk, Marita, byvoorbeeld by die nagmaal en in die erediens. Saam is julle almal wat hier voor staan verkies om amptdraers van hierdie gemeente te wees. Dis 'n groot verantwoordelikheid wat julle op julle neem. En uit die Bybel is dit duidelik dat julle in 'n lewende, persoonlike liefdesverhouding met Jesus staan. Dat julle hele lewe hiervan sal getuig en dat julle ywerig sal meewerk aan die uitbreiding van God se koninkryk en dat julle self ook verder sal toerus om die werk waartoe julle geroep is nog beter te kan doen. Ek wil dit alles opsom om te sê, bid gedurig, aanhoudend in hierdie verhouding met hom. Antwoord nou opreg op die volgende vraag, sodat elkeen hier kan hoor dat julle bereid is om hierdie diens te aanvaar. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? En aanvaar jy die Ou en Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat hiermee in stryd is? Beloof jy om jou ampt soos dit aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul? Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Broer Dan, wat is jou antwoord? Marita? Chris? Dion? Gee ag op mekaar, sien ook om na die lewe en belydenis van die bedienaars van die woord en neem saam verantwoordelikheid vir hierdie gemeente. Die liewe gemeente, ontvang hierdie kerkraadslede as gestuurdes van die Here en bid vir hulle. Werk saam met hulle sodat God se koninkryk kan kom. Ons wil julle elkeen nou 'n handdruk gee
En nadat ons vir julle 'n handdruk gegee het, gaan ons die lied sing, lied 274, vers 1 en 2. Ons kan dit staande sing, nadat ons hulle elkeen 'n handdruk gegee het, en ook 'n kaartjie. So, Rian, jy kan kom hierna. Die Here jou vashou seën vir 'n besondere uitdaging. Bly jy stap weer verder ook op hierdie manier, ja. Seën vir jou, hoor. Dus mag die Here jou seën en toerus met sy gees, bid voortdurend. Rita, bid voortdurend, jou taak is diaken. Jy sal dit kan doen. Dan, Here, rus jou toe. Vertrou hom, bidend. Kom ons sing die volgende lied bidend. Geliefdes, as ons nou ons offergawe vir die Here gee, gaan ons dit bidend gee. Jy weet, die gevaar is dat wanneer 'n mens kollekte opneem, dan is dit net 'n geldstuk wat ek nou maar ingooi en dit is afgehandel. Kyk maar wanneer die bordjie kom en as dit verby is, klaar. Kom ons dink bewuslik daaraan, ek is besig om iets uit dankbaarheid, 'n simbool, huldeblyk vir hom te gee, en ek doen dit bidend, en dat ons ook die gesindheid sal verkeer terwyl ons die offers opneem.
Terwyl ons hierdie offergawes aan hom toewy, kom ons staan almal, dan sing ons bidend hierdie lied wat Jesus vir ons geleer het as die gebed wat ons bid. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle elkeen genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.